Dag daaraan dat Jesus moet ons daarom baie lief hê, om soveel vir ons om te gee, vir my en jou om te gee. Wat 'n verskil. En vandag se boodskap uit die woord van die Here, glo ek gaan ons albei raak. Dit maak 'n verskil in 'n mens se lewe. Weet jy, God gee om vir ons. Hy stel belang in my en jou, en hy wil hê ons moet ergens in die lewe kom. En ek glo vandag se boodskap gaan van waarde wees vir my en jou. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ek dank U dat ek vandag in U teenwoordigheid kan staan en U naam kan groot maak en vir U kan sê, Here, U is alles in ons lewe. Here, dankie dat ek vandag kan bid, dat daar vrede kan wees, dat daar oorwinning kan wees en dat daar goedheid kan wees, Here, want U is 'n goeie God. En ons dank U, Here, vir U liefde. Ons dank U, Here, dat U ons 'n plan gee, Here, om in te wandel, 'n oorgawe te kan wees, lewe in oorvloed te kan beleef. En Here, ek dank U dat U verstaan as ons seer het. U verstaan ons pyn. U verstaan die dinge waardeur ons gaan. En Here, U is 'n goeie God. Mag U vandag 'n wonderwerk doen, Here, in Jesus naam. Amen. Ja, wat 'n geleentheid om so saam te wees. Ek wil wegspring deur die woord van die Here vir jou te lees, en in besonder die gedeelte hier uit Matteus, die 9de hoofstuk. Die Here maak 'n verlamde persoon gesond. Kan jy glo dat die Here 'n verlamde persoon kan gesond maak? Ek en jy glo dit mos. Ons glo mos dat God kan verskil maak. Ons glo dat God, ek hoop jy kan dit sê, dat jy glo, ek en jy, ons glo. En geloof is die gesag. Geloof is dit wat die verskil maak in ons lewe. En as jy na hierdie boodskap luister en 'n mens kyk net met 'n skeptiese hart of 'n bevraagtekening of met twyfel, dan werk dinge nie altyd goed uit nie. Maar wanneer 'n mens met geloof nader, wanneer jy in geloof is, dan begin daar iets met 'n mens se lewe gebeur. Skielik maak die woorde sin. Skielik begin die dinge van God groter wees as die dinge van die wêreld. Dinge begin net meer sin maak en jy begin agterkom dat God het 'n groter plan vir ons elke ene. So kom ek lees vir jou in Matteus die 9de hoofstuk vanaf die eerste vers. En nadat hy in die skuit geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde seun: Hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulself gesê, hierdie man praat godslasterlik. En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle hart? Want wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man: Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so 'n mag oor die mense gegee het. Nou, ek wil vandag met jou praat oor hierdie gedagte. En dis 'n gedagte dat wanneer God praat, wat is jou gedagte? Wat is jou reaksie op wanneer God praat? As jy nou na hierdie stuk luister, is die vraag: ja, ek weet die Here kan verlamdes red, maar ek weet nie of hy dit meer vandag kan doen nie. Ek weet nie of hy dit vir my kan doen nie, en ek het nou al soveel situasies in my lewe wat ek kan sê, ek weet nie of dit werk nie. Of is daar in jou 'n gedagte wat kan sê, dis vandag my dag. Dis vandag my dag. En jy sal sien wat sê die Bybel in hierdie gedeelte. En ek gaan sommer so 'n paar gedagtes uit hierdie ding raakvat. En ek hoop dit gaan vir jou van groot waarde wees. En ek weet dit gaan groot waarde wees. Hy sê die eerste ding, hy sê toe die Here in sy eie stad ingekom het, toe hy in sy eie plek in beweeg het. En weet jy wat, my en jou lewe is God se eiendom. En die Here is die baas daar. Die Here is die God in hierdie wêreld. Hy is die God in my en jou wêreld, omdat jy glo in Jesus Christus, omdat jy weet dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, kom die Here en hy kom stap in jou lewe in. Hy kom na sy eiendom toe. Hy sê, julle is die tempel van die Heilige Gees. Hy kom stap in jou lewe in vandag. In hierdie situasie kom stap hy in sy wêreld in. En kyk wat sê, nou bring mense 'n verlamde man na hom toe. En hy sê toe ek hulle geloof sien. So daar's twee dinge wat ek wil hê ek en jy moet doen wanneer ons
sien Jesus is in ons en hy besig om in ons te werk, om te wil en te werk na sy welbehae. As jy dit ervaar en jy begin dit sien, nou ek sê hierdie dinge en ek praat in die geestelike wêreld, ek praat met jou nie, want die Here wil vir jou 'n wonderwerk doen. Kom ons sê dit in eenvoudige taal, God wil vandag vir jou 'n wonderwerk doen, en ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Hy gaan dit nie môre doen nie, hy gaan dit nie oormôre doen nie, hy kan dit vandag vir jou doen. Moenie uitstel nie, moenie sê, ag Here, u kan dit maar op een of ander dag doen nie. Wat van jou geloof is so groot vandag, dat jy vandag vir die Here kan sê, Here, vandag is die dag wat u vir my 'n verskil maak in my lewe. En kyk wat doen hy nou. Hy sê, toe die verlamde man, bring hulle hom, en hulle het hom na Jesus toe gebring. En die Here is toe hy hulle geloof sien. Met ander woorde, dit vat geloof om 'n verlamde in die teenwoordigheid van die Here in te bring. Ek wil so 'n bietjie daaroor praat en sê, weet jy, baie mense kan kla oor hulle omstandighede. Ag, hoekom is dit en waarom gebeur dat en al hierdie dinge. Maar die Here daag my en jou uit vandag om ons verlamming na hom toe te bring. Met ander woorde, ons moet genoeg geloof in ons hart hê om ons gebreke, ons tekortkominge, ons uitdagings na die Here toe te bring. So, daar's dinge wat ons verlam in die lewe. Dalk is dit nie net 'n fisiese verlamming nie, maar daar's dinge wat ons verlam. Partykeer is dit ekonomies, partykeer is dit in verhoudings, partykeer is dit net die eensaamheid en die dinge waardeur ons gaan elke dag, ek en jy. En wanneer ons deur hierdie dinge gaan, dan verlam dit ons. Dit maak ons wiele pap. Dit laat ons baie keer voel, ons is nie in staat om een ding te doen nie. Ek weet nie of jy al so ervaring gehad het nie, waar 'n mens voel, ek voel nie ek kan nog een tree vorentoe gee nie, want dit voel of alles teen my is. Ek is verlam deur die omstandighede. Dit is asof angs my pak, of vrees my pak, of depressie my pak, of bekommernis my beetpak, en al die twyfel, en dan raak ek verlam in my situasie. Nou, wat is die woord van die Here vir my en jou vandag? Wanneer ons dit besef, dat daar is 'n verlamming wat plaasvind in my lewe, dan sê die woord van die Here vandag vir my en jou, bring die verlamde situasie na my toe. Moenie probeer dit self oplos nie, bring die verlamde situasie na my toe. Die Here sê, doen dit. Met ander woorde, kom met vrymoedigheid voor die Here en sê vir die Here vandag, Here, ek het regtig u hulp nodig, hierdie situasie verlam my. Dalk kan jy dit by naam noem. Dalk is dit 'n transaksie wat moet deurgaan. Dalk is dit 'n wonderwerk wat moet vir jou plaasvind. Dalk is dit iets soos daar moet net 'n deur oopgaan vir jou in hierdie situasie. Dit verlam jou. Dit lê jou lam op hierdie situasie, op hierdie oomblik. En God gee hierdie woord nou vir jou. Hierdie woord is nie maar net hier nie. Dis nie maar net per toeval dat jy hierna luister nie. Hierdie woord sê vandag, as jy dit met geloof kan vat, dan sê hy, bring die verlamde situasie na my toe. En die Here sê, toe hy hulle geloof sien. Nou kom ek sê vir jou, as jy jou verlamde situasie na God toe bring, dan gebeur daar iets in die geestelike wêreld. Die geestelike wêreld sê, my jene, hierdie persoon begin God vertrou vir 'n oplossing. Hierdie persoon begin die Here raak sien as die antwoord, as die enigste bron. Baie mense soek hier, hulle soek daar, hulle probeer antwoorde op ander maniere kry. Hierdie persoon kom en sê, hierdie situasie verlam my en ek bring dit nou na Jesus toe. Nou sê die Here, toe ek jou geloof sien. Sien, wat is ware geloof? Ware geloof is nie maar net te sê, ek los die probleem self op nie. Ware geloof is om te sê, Jesus, u is my oplossing. Here, ek bring die saak na u toe, en toe die Here die geloof sien. So hier is nou iets wat gebeur, en die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, geloof word geaktiveer wanneer ons Jesus raak sien as die antwoord. En die Here sê, bring hierdie saak, en hy sien die geloof, hy sien dit raak, en onmiddellik is daar 'n bonatuurlike oplossing, wat niemand kan doen nie. Julle moet verstaan, die ou is verlam. Niemand kan hom help nie, die dokters van sy tyd kan hom nie help nie. Dink nou by jou situasie, ek meen regtig, hierdie ou is so verlam, hy kan homself nie help nie, hy kan dalk nie eers eet nie, hy moet gedra word, ergens heen, van A na B toe. Was jy al in 'n situasie dat jy is heeltemal so verlam, dat jy kan nie beweeg nie, jy kan nie vorentoe gaan nie, jy het net heeldag ondersteuning en hulp nodig om een tree te gee, en die Here sê, nou doen ek vir jou wonderwerk, omdat ek jou geloof sien, jy bring jou verlamde situasie na my toe. En dis wat hy hier doen. Nou bring hy die verlamde, en hy bring hom soontoe, en hy sê hierdie woorde aan hom, en hy sê, hou goeie moed. En dis die woord wat ek vandag vir jou wil sê. Ag, as jy net kan luister, wat ek vandag vir jou sê, hou goeie moed.
Jou verlamde situasie gaan nie bly nie. Dit gaan nou verander. Daar kom vandag 'n verandering in jou situasie. Die Here breek vir jou deur. Iets wat jare lank jou nou al verlam het. Dalk is dit 'n ou slegte gewoonte, dalk is dit 'n besluit wat jy geneem het en die ding maak jou klaar. Vandag is die dag. Die Here sê, hou goeie moed. Dis wat hy vir hierdie man sê. Hy sê, hou goeie moed. Jou sondes is vergewe. En ek wil vir jou vandag sê, daar's net een persoon wat sonde kan vergewe, en dis Jesus Christus. Maak nie saak hoe foute ons gemaak het nie. As ons met nederigheid en met opregtheid na die Here toe gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. En kom ek sê vir jou, ek en jy maak foute. Ons kan nie maar net altyd die saak probeer regverdig nie. Ons maak foute. En die Here sê, bring jou saak na my toe en ek is die God wat kan vergewe. En hier is 'n groot waarheid daarin. Die Here kan nie net die verlamde persoon regmaak nie, hy kan daai persoon se sonde vergewe. Met ander woorde, dit wat veroorsaak het dat hy verlam was, dit wat die probleem veroorsaak het, God gaan nie net jou in 'n beter situasie plaas nie, hy los die situasie op sodat jy die oorwinning kan kry en die deurbraak kan kry. Dis wat hy hier sê. Nou sê hy, wil ek in vers 4 sê, en toe Jesus merk, en dis nou 'n klomp van hierdie fariseërs en skrifgeleerdes en slim ou mense, hulle kyk nou na die situasie, sê, wie is hierdie Jesus wat sulke dinge kan sê? Wie is hierdie Jesus? Hy sê, toe hy opmerk, sê hy hierdie dinge, waarom bedink julle slegte dinge in julle hart? Nou moet ek en jy hieroor praat. Jy weet, as mense, wanneer die Here besig is om vir jou 'n wonderwerk te doen, en die Here besig is om 'n groot werk te doen, dan kom daar mense jou pad langs. Partykeer is dit sommer iemand wat in gesag is of iemand dan begin hulle slegte gedagtes oor die oplossing kry. Ag nee, wat dit gaan nie vir jou werk nie. Weet jy wat, ek dink in elk geval nie hierdie ding dat Jesus se ding kan doen, is enigstens waar nie. Ek dink Jesus kan nie meer mense gesond maak nie, en dis 'n klomp wensdenkery waarmee jy besig is. Hierdie wonderwerk wat jy God voor vertrou. Nee wat, dit gaan nie uitwerk nie. Dis hierdie slegte gedagtes waarvan die Here praat. Hoekom het julle hierdie slegte dinge? Hoekom dink julle slegte dinge? En hier is 'n woord wat ek vandag vir jou wil sê. Moet jou nie vereenselwig met mense wat met slegte gesprekke besig bly nie. Moet jou nie vereenselwig nie, moenie luister nie. As iemand vir jou iets gesê het en gesê het, hierdie is slegte dinge wat oor jou gaan kom, weet jy wat, hierdie ding gaan nie uitwerk nie. O, jene, dis nou verby vir jou. Daar is geen hoop meer oor nie. Luister vandag vir my. Luister vandag vir die woord van die Here in jou lewe. Moenie toelaat dat mense met slegte gedagtes, slegte dinge oor jou spreek nie. Kom op die plek en sê, hoor wat sê Jesus. Jesus sê, hou goeie moed. Die ander ouens sê, slegte dinge. Nou wat is hierdie slegte dinge? Kyk 'n bietjie, wat is hierdie slegte dinge? Wat hulle doen is, hulle is besig om hulle verlede te meet aan dit wat besig is om nou te gebeur. Met ander woorde, hulle verlede dikteer vir hulle wat is besig om nou te gebeur. Met ander woorde, wat gister gebeur het en eergister gebeur het, is logies, dit moet mos vandag ook gebeur. En nou hierdie mense kan dit nie verstaan nie, want Jesus is nou op die toneel, en wanneer Jesus op die toneel is, moet ek vir iemand vandag sê, God gebruik die onwaarskynlike om die bonatuurlike te doen. God gebruik hierdie dinge om 'n wonderwerk te doen. God gaan, wees jy rustig, God weet om 'n verskil in jou lewe te maak. God weet dit en hy kan dit vir jou doen. Nou sê Jesus, wat was makliker? Makliker te sê jou sondes vergewe of staan op, neem jou bed op en loop. Hy sê, maar ek het vir 'n rede gesê, jou sondes vergewe, want ek het die mag om sonde te vergewe. En jy sal sien later in hierdie gedeelte kom hy, en hy sê hierdie woorde, die skare, toe hulle dit sien, nou sê hy hierdie woorde, was verwonderd en het God verheerlik, wat so 'n mag aan die mense gee. Met ander woorde, dit is beskikbaar. Dis beskikbaar vir my en jou. Dis beskikbaar dat God vandag vir jou 'n wonderwerk kan doen. Dis beskikbaar. As jy dit kan glo, dis beskikbaar vir jou vandag. Jou verlamming, wat dit ook al is, bring dit vir die Here. Dis beskikbaar dat jy vandag die genesing kan kry. Hoor jy die woord van die Here? Ervaar jy die woord van die Here? Kan jy bewus word dat die Heilige Gees nou met jou praat? Vir jou sê, moenie verder praat oor die negatiewe nie. Moenie toelaat dat mense nonsens in jou ore praat nie. Laat hulle op die einde van die dag sê, Jesus is hier. Jesus maak die verskil in jou lewe. Het jy 'n behoefte vandag? Het jy regtig 'n behoefte vandag? Wat is jou behoefte? Bring dit na Jesus toe. Kan ek nou vir jou 'n gebed doen? Kom ek bid saam met jou. Vader, in Jesus naam. Ek bid nou vir jou dat jy nuwe krag sal kry.
Ek bid Here dat daar op hierdie oomblik 'n oorwinning sal deurbreek, dat die seën van die Here op hierdie oomblik sal deurbreek soos water deurbreek, Here. Ek dank U dat daar geen verlamming is wat 'n persoon kan hê wat nie deur Jesus vergewe en genees kan word nie. En ek vra nou in Jesus naam vir genesing, ek vra in Jesus naam vir herstel, ek vra in Jesus naam vir 'n goddelike krag van wonderwerk, Here, vir 'n bonatuurlike wonderwerk. Here, op hierdie oomblik bid ek nou vir jou dat die Here 'n wonderwerk nou in jou lewe doen. En nou in Jesus naam maak hy jou gesond. Nou in Jesus naam herstel hy jou situasie. Van hierdie oomblik af breek die krag van die Here deur. Ek vra dit in Jesus naam, Here. Ek dank U dat net goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Ek vra dit, Vader, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek hoop hierdie woord het jou vandag geseën. En ek wil vir jou sê, as dit moontlik is en hierdie woord seën jou, wat ons hier by 3 minute doen ons absoluut in geloof. Ons het geen ander bron van inkomste nie. En jy is baie, baie welkom. As dit in jou hart is, om ons ook finansiëel te seën. En jy kan die link klik met ons bankbesonderhede is daar, of by ons webwerf gaan, www.3minute.church. Daar sal jy ons bankbesonderhede kan kry, of jy kan my skakel of WhatsApp stuur na 072 444 1890. En daar kan jy my besonderhede kry en jy kan met my vra en ek sal vir jou die bankbesonderhede gee. Baie, baie dankie aan elke een wat so getrou die werk van die Here ondersteun. So bereik ons baie meer mense vir die Here. God bless, sien julle weer vorentoe.